Goeiedag dames en heren. Eintlik goeie naand, goeie laat agtermiddag. Ek het nou 'n vuurtjie opgesteek hierso en is weer tyd vir 'n ou bietjie gesels. Ons het dit so lank lank gedoen. Ek het my ou pypies hierso en ek dink ek het amper die slag begin verloor. En ek het 'n biertjie Muller Genuine Draft bier. Ek weet nou nie waar dit vandaan kom nie, maar dit lyk my daarom is hier in Suid-Afrika gebrou. Nou ja, ek het nou die afgelope tyd 'n heerlike vakansie gehad. Was in Nederland en Skotland. En ek wil vir u tog 'n bietjie 'n paar indrukke gee van die twee lande. Ek sal Skotland apart doen en Nederland se apart. Dan kan u rus en vrede daarna luister en so mettertyd soos wat u goed dink. En ja, en dit was vir my nogal 'n ervaring gewees. U moet onthou in Skotland was my eerste besoek, so dis eerste indrukke. Nederland het ek besoek vir die eerste keer in 94. Toe het ek daar gegaan gaan studeer in die tweede helfte van 95 en die hele 1996. En toe is ek vir die eerste keer weer daarheen terug in 2010, 2012, 2013, 2018 en nou vanjaar in tweede helfte van Julie en eerste week in Augustus. Nou, my vrou het altyd my gevra, hoekom gaan jy elke keer terug Nederland toe? Sê ek maar, ek het wonderlike ervarings daar gehad, ek wil net dit gaan hernu. Nou ja, ek het baie lief geraak vir Nederland en ook vir die Nederlandse mense met wie ek te doen gehad het, wonderlike mense, eerlikwaar kan vir julle sê, mense uit een stuk, goeie mense, mense vir wie ek groot respek het, en ek het lief geraak vir die mense wat ek daar leer ken het. Ek sou so graag daar wou bly, omdat ek eerlik sê, om die vriendskappe te koester, maar nou ja, nou sit 'n mens gelukkig genadiglik met die tegnologie en ons kan dit hier vandaan doen. Ja, dis nou maar 'n plaasvervanger, maar die Facebook en die WhatsApps beteken tog iets. Ja, in elk geval. Nou wat die Nederland aanbetref, toe ek nou daar gekom het, het ek weer by myself gedink, dit is 'n land wat ongelooflik klein is. Volgens wat die mense sê, kan Nederland in die Kruger-Wildtuin inpas. En ek sal dit nogal glo, want stede en dorpe lê baie naby mekaar. Dit is oorbevolk, baie min natuurlike gebied, wil ek op sê, vir mense en dier. En dis, ja, daar het 'n geweldige ontwikkeling plaasgevind van woningnood, en daar is bouwerke aan die gang, en ek het vir my vriendin gesê, ek het nog nooit soveel woonstelblokke by mekaar gesien, wat opgeskiet het deur die jare, en ook vandat ek in 2018 laas daar was, en nou weer. Wonderlike ding natuurlik vir my, wat belangstel in argitektuur is dat dit is nie replika blokke van mekaar, woonstelblokke nie. Elke woonstelblok het 'n ander argitektoniese ontwerp, en ek moet sê, ek dink dit behoort eintlik baie opwindend te wees vir 'n argitek, wat in die tipe geboue spesialiseer, om vrye teels te gee aan sy verbeelding en sy skepende verbeelding.
Maar goed, dit dan nou wat dit dan betref, ons sal nou weer terugkom na die woningnood. My hele eerste ding wat my natuurlik nou weer opgeval het toe ek in Nederland aangekom het, is die effektiwiteit van die openbare vervoer. Jy weet, ek het aangekom op die lughawe Schiphol, en op Schiphol staan die busse gereed om jou te vat waarheen jy ook al wil gaan in Nederland. Na Delft, na Leiden, na Haarlem, na Amsterdam, Den Haag, oral heen. En natuurlik, en onderdeur die lughawe kom die treine in 'n tonnels onder in, en dan kan jy daar afgaan, daar is 'n stasie, en dan kan jy daar die trein vat, en dan gaan jy weer. So dit is eintlik 'n wonderlike manier van vervoer. En kom jy in die stede, is daar busse, sekere tye van die dag, is daar al om die kwartier, soms selfs al om die 10 minute, is daar 'n bus wat verbykom, of 'n trein, en die treine is op reëlmaat, al om die 10 minute, al om die 5 minute, in watter rigting dit ook al beweeg, verskriklike treinverkeer, en dit maak natuurlik nou, wil ek op sê persoonlike vervoer, as jy nou 'n kar wil hê, eintlik onnodig. Ek het met 'n vriendin gepraat en sy het vir my gesê, weet jy wat, ek het so vir so 3-4 jaar het ek 'n kar gehad. Sy sê, wat is soveel slep met 'n kar, want jy kan nie in die stede parkeer nie. Jy moet in elk geval, in die meeste van die tye, moet jy buite die stede parkeer. Daarvandaan moet jy 'n bus vat, en die bus vat jou in na die binnestad toe. Hulle het in Nederland 'n geweldige ommeswaai gemaak wat verkeer aanbetref. 'n plek soos Amsterdam in 1970, ek het 'n foto gesien van Amsterdam, is bis van die rook, en dit was besoedel, en ek het 'n foto gesien wat relatief onlangs geneem is, nadat hulle besluit het, okay goed, hulle beperk die toegang van voertuie. Die meeste plekke het nou voetgangersone geword, en ek sal vir u sê, dit het 'n aansienlike verskil gemaak aan die foto. Helder, jy kan alles sien, as nie hierdie roet en wolke en rook wat so rondhang nie. So die openbare vervoer is baie effektief, en ek het dit self ervaar in daardie jaar wat ek daar gebly het in Utrecht. Ek het net by my voordeur uitgestap, om die hoekie bus gehaal, die bus het my gevat tot by die konservatorium, of so naas moontlik as wat ek wou afklim, en dan is jy daar. En as jy nou nie bus gery het nie, en jy moet nou na naburige dorp toe gaan, jy kan na sekere plekke waar daar nou nie trein is, kan jy bus vat vanaf die sentraal station, soos hulle sê in Utrecht, en dit vat jou na die klein plattelandse dorpies, en daarso is al om die halfuur, die plekkies wat die verste af is, al om die halfuur, is daar 'n bus, wat jou in verbinding hou met die res van die land. Jy kan dit nie glo nie, En nou ja, dan het jy nou byvoorbeeld, as jy dan nou trein wil ry, fantasties. Jou treine, jy het 'n intercity tussen byvoorbeeld Utrecht en Amsterdam, Utrecht en wat is die verder, Heilo of wat ook al, ken jy die dorpe nou nie, Utrecht na Den Haag, Utrecht na Rotterdam en Maastricht en nou ja, so, en dis die vinnige treine, hulle stop nie by al die stasies nie, en dan het jy wat hulle noem die sprinter, die stop natuurlik by elke stasie. Dis soos ons in die ou dae gepraat van die melktrein, wat by elke stasietjie stop. En natuurlik, en die beste en die vinnigste om oor die weg te kom, fiets. Ja, met die fiets. En ek wil vir u sê, dit is een van my fikste jare gewees, daardie 95, 96 wat ek in Nederland gestudeer het. Nou dit dan, wat die openbare vervoer aanbetref, ek het so skalks verwys na behuising. Nou, jy weet, ek het in 1996 was ek by geleentheid by die vreemdelingpolisie.
Nou, as jy as 'n student gekom werk het in Nederland, ek dink is waarskynlik nog steeds so, moet jy op reëlmaat by die vreemdelingpolisie aanmeld en jou dokumentasie van studie indien ensovoorts ensovoorts ensovoorts. En daar het ek met 'n dame gepraat wat so vriendelik was en my nood raak gesien het en my vrou se toeristevisum met nog 3 maande verleng het sonder dat ek die land uit hoef te gegaan het. Maar dit is nou 30 jaar gelede. Hoe dit nou werk, weet ek nie of hulle dalk daai dame enig in haar soort was. Want ek het vir haar gesê, ek het nie geld nie, ek kan nie uitgaan uit die land uit en daar iewers gaan rondhang en in die hoop dat ek betyds voor my geld op is, ek kan hoor dat my vrou se visum, toeristevisum verleng is nie. In elk geval, toe vra ek vir haar, hoekom het Nederland soveel reëls? Toe sê sy nee, is 'n klein landjie, baie mense, te veel mense, ons moet by reëls hou. Nou een van die reëls wat hulle nou daar het, is dat jy as 'n Nederlander of as 'n asielsoeker of as 'n immigrant, jy sal versorg word. Die staat sal sorg dat jy versorg word. Jy moet bewys lewer dat jy 'n werk het, 'n baan soos hulle noem, of 'n halwe werk, halwe baan. Hulle verkies eerder dat meer mense 'n halwe baan het en dan 'n inkomste het vir wat dit werd is, as wat jy glad nie werk het nie. En dan as jy nou 'n halwe baantjie het, dan het hulle nou weet sê nou maar die broodlyn is daar, dan sê hulle okay goed, jy kort soveel vir om te kan oorleef, dan kry jy 'n staatsuitkering sodat jy kan kom tot by die broodlyn. En natuurlik ook dak oor jou kop. So jy moet registreer, jy kan nie sommer net na 'n munisipaliteit gaan, jy kan nie sommer net van die een dorp na die ander intrek nie. Jy moet lêplek hê, jy moet 'n blyplek hê en daarom moet jy by die munisipaliteit registreer. En terloops, as jy gaan kuier vir familie en vriende in Nederland, moet die vriende moet na die munisipaliteit toe gaan en sê, luister, ek gaan vriende uit Suid-Afrika kry, hulle gaan van hierdie datum tot hierdie datum by my bly, en dan moet daar 'n vorm ingevul word, dit moet gechap word, en dan moet u dit ontvang, en hier in Suid-Afrika indien, wanneer u aansoek doen vir verblyf, vir kuier, vir die visum om te gaan kuier in Nederland. So, en dit kos ook 'n paar pond om daar die toestemming te kry. Hulle sal dit natuurlik nie weier nie, maar dis, ja, hulle wil weet presies wie en wat is in die land en wie kom in die land in. En daar's ook 'n rede daarvoor. Jy weet, Europa se grense is oop. As jy nou inkom by Oostenryk of die lande wat in die Schengen verbond behoort, dan kan jy gaan oor grens, jy kan gaan tot binne in Nederland. En niemand gaan dit weet nie. Nie noodwendig dit weet nie. En veral as jy met 'n kar ry, daar is die grensposte nie. So jy kan deurry. Maar in Nederland spesifiek, onthou ek daardie jare ook al, jy mag nie bedel nie. As jy bedel, dan weet almal jy is onwettig in die land en dan word jy opgepak. So, daar's nie 'n manier vir bedel nie, as jy op straat slaap, dan beteken jy is onwettig in die land. Dan vat die polisie jou, en dan vat hulle jou, of hulle deporteer jou, of hulle sluit jou op om uit te vind presies wat jy, en as ek nou sê opsluit, dan nie noodwendig na tronk toe nie, maar 'n opvangsentrum, en ja, hulle wil weet wie's in hulle land. En, maar daar is toch iets wat ek toe nou opgelet het die afgelope tyd in Utrecht. In Utrecht was daar 3 persone wat gesit en bedel het. Daar was 'n man en 'n vrou, hulle het vir my baie na dieselfde gelyk, soos half bietjie gypsies, donker hare, en hulle het baie swak Nederlands gepraat en ek het gehoor, en hulle het gesit, en albei met hierdie opgeswelde bene en opgeswelde voete. Ek het hulle eintlik verskriklik jammer gekry. Maar hulle daar geloop en afgesit en handjie uitgehou gebedel, letterlik. Ek het 'n jong man gesien met hierdie borde wat hulle maar hier by ons op partytjie so hou van, ek het honger en
God bless you, daai soort van ding, help asseblief met 'n geldjie, daai soort van ding. En dit was vir my vreemd, ek moet eerlik sê. Maar een van die vreemdste dinge wat ek ervaar het, was terwyl ek die aand ek het gewag vir 'n konsert om te begin in Amsterdam, en daar by die Nicolaaskerk, en ek het, jy weet, nou kyk 'n mens hier, en jy kyk daar, en jy kyk oral oor, en hier kom 'n dame verby, maar ek merk haar net op, maar kyk nou weer allerlei ander pad en ander goede, en sit en drink 'n biertjie daar by 'n kafee, daar by die kerk, en die volgende oomblik toe ek sien, toe begin die dame grawe in die asdrop. Ek het by myself gedink, maar dit kan nie wees nie. Ek kyk, asof ek dit nog nooit in my lewe gesien het nie, maar ek kyk en ek dink by myself, iets is fout. Hoe is dit moontlik dat hierdie vrou in Nederland, in Amsterdam, grawe in 'n asdrop? Wel, sy het toe ek sy klaar gegrawe, toe kom ek aan, maar sy dra 'n sak vol goede by haar. En toe sien ek die haartjies is die mekaar, en die klere het hulle fleur verloor, en die tekkies lyk maar chaoties. En ek het net by myself gedink, ek weet nie of of die mense wat hulle moet beheer het oor hierdie tipe ding van hulle weet nie. En in Utrecht ook het ek onder andere was daar 'n ou wat geloop en bedel het, maar hy het letterlik geloop en hy het jou gekonfronteer, hy soek geld. Klaar, vriend, dit is al wat hy soek geld. En toe vra vir my vriendin daarna, toe sê sy, nee, dit is nog steeds so, hulle word opgepak en hulle word verwyder. Maar dit vind nou nie meer so vinnig plaas soos in die verlede, maar die oomblik as jy aan die bakkantjie staan, voordat jy jou oë uitvee, is jy weggeneem, maar nou nie meer so maklik nie. Wat my laat wonder, kan dit dalk wees dat die mense nou maar 'n jammerte oor het en nou 'n bietjie verdraagsamer word teenoor die tipe van ding? Of is dit 'n geval van mannekrag? Of is die mense bang vir menseregskendings? Ek weet nie. Maar in elk geval, so dit is iets wat ek opgelet het in Nederland. Ander ding natuurlik, wat die vreemdeling kwessie aanbetref. Ek het ook die een aand, was ek ook na 'n konsert in Amsterdam. En ek het besluit, ek wil so 'n bietjie verder gaan stap as die paaie wat ek ken. Die Damrak en Walletjies. Ek gaan nou met julle praat oor die Walletjies. Maar in elk geval. En toe stap ek, toe ek by die dinges uitkom, stap ek slap regs. Totaal in 'n ander buurt waar ek in al die jare wat ek in Amsterdam was, nog nooit gekom het by nie. En ek het die aand daar gestap, en ek het Griekse restaurant gesien, ek het wel, ek kan sê Italiaanse restaurant, ek het Libanees, ek het allerhande tipe restaurante gesien wat vir 'n sekere wat 'n sekere land verteenwoordig, maar ek het nie Hollands gehoor nie. Dis net al hierdie vreemde tale. En ek het vir my vriendin daarna gevra, toe sê sy, nee, weet jy wat, ek het nou 3-4 aande gelede, toe ons die vorige keer gaan eet het, dis nou my ingesluit, ons het in Amsterdam gaan eet, ook in afwagting op 'n konsert. Toe sê sy het sy gebel en 'n afspraak gemaak vir 'n tafel, en toe sy met die dame Nederlands praat, toe sê sy van, nee, Engels asseblief, English please, don't speak Dutch. En sy sê, toe besef sy, iets wat sy al vir baie lank al weet, dit is nie meer so van selfsprekend, dat jy met Nederlands oor die weg gaan kom in Amsterdam nie. Want 'n ongelooflike hoë persentasie van die Amsterdamse inwoners is vreemdelinge wat nie Nederlands kan besig nie. So, en dit bring my toe nou by die punt wat ek ook van geweet het, dat die grootste persentasie leerlinge in Amsterdam, en miskien in 'n mindere mate in die ander groot stede, maar in elk geval in Amsterdam,
is vreemdelingkinders. Jy weet, so Marokkaans, uit Midde-Ooste uit Afrika uit die Verre Ooste, was nie noodwendig Nederlandse kinders nie. So, Engels is die taal in Amsterdam. So, maar nou wil ek gou vir julle vertel 'n ander ding. Ek wat nou sê, ek ken die Damrak en ek ken vir walletjies. Nou, ek het nou maar soos baie toeriste, het ek nou ook nou gaan kyk na walletjies al in die verlede. En as jy deur walletjies stap, is dit 'n kort pad om te kom by die Chinese buurt en is 'n kort pad om te kom tot by die Waalse kerk. So jy glip hier agter by die nevens die Nicolaas Basiliek en dan kom jy sommer dadelik in op die gragte en dan is jy in walletjies en dan stap jy net deur na. Nou moet ek vir jy sê, kyk, walletjies was al vir eeue lank, was nou maar die plek gewees waar die dames hulle handel gedryf het. Dit is nou nog so, maar walletjies is ook nou 'n gewone woonbuurt, waar gesinne woon en waar die ma nie noodwendig die beroep beoefen nie, of die pa nie. Ja, en maar ek het nou die dag toe stap ek is toe nou op pad nou na die Oosterse buurt, die Chinese buurt, ja, Chinese, Chinatown, en ek stap in so een van hierdie noustraatjies verby, en is die deurtjies daar so, en alle deurtjies het nou die pink of pers of rooi liggies, buisliggies, en dan weet jy nou, okay, dit is nou waar die dames sit. Nou, as hulle wil besigheid doen, dan sit hulle in die venster, geklee of in hulle onderklere. En as die venstertjies toegetrek is, dan weet jy nou, sy is nou nie beskikbaar. Miskien is sy besig, maar sy is definitief nou nie beskikbaar vir nuwe klandisie nie. Maar soos wat ek geloop het, klop elkeen aan hulle vensters om aandag te kry. Ek het so gelag, klop, so ver wat ek stap. Volg die kloppery my. Maar in elk geval, so dit is dan nou wat Amsterdam aanbetref. 'n ander interessante ding wat ek ook ervaar het, was die dag toe ek na Urk toe gegaan het. Nou, die mense op Urk het nog baie kerkvas, wat natuurlik bewonderingswaardig is in 'n land soos Nederland, waar baie dinge, wil ek amper sê, maar verdra word. En klaarblyklik is Urk vorm deel van die sogenaamde Bible Belt. Nou, wat ons nou verstaan van die Bible Belt, is dat, miskien strek ek 'n klein bietjie verder, maar hierso van Staphorst af, om Kampen toe, en dan natuurlik nou Urk onder andere, en so aan. Ek kom toe aan op Kampen, die Sondag, en ek het baie lank gewag vir 'n trein om my vanaf Zwolle na Kampen toe te vat. Maar toe ek op Kampen kom, en dit is ongelooflik warm gewees. En daar staan net een bus, dis 'n Sondag agtermiddag, en ek vra vir die meneer, watter bus moet ek vat na Urk toe, want ek sien bokant sy bus staan toe Emmeloord. Is hy, nee meneer, daar loop geen busse naar Urk, is net deze bus naar Emmeloord. Nou, u kan met my meegaan. Ja, en ek vra vir hom, maar is hy seker? Hy sê ja, het is rustig. De mense in Urk die gaan naar 'n kerk. Er loop geen busse. En ek sit en dink toe by myself, nou wat moet ek nou doen? Nou ja, toe besluit ek, okay, goed, kom ons gaan Emmeloord toe. Dan haal ek nou maar die bus tot daar. En die man bring my toe nou daarso en die busparkerings is reg by 'n hotel. En die hotel sit vol mense. Die tafeltjies en stoeltjies buite onder die verandas, onder die sambrele. Dis die uittog van die dag gewees daarso. En ek het toe nou ingegaan in die hotel vir hulle gesê, kyk, ek het nou 'n probleem en ek is nou eers honger, maar ek moet kom tot op Urk. Nou ja, ek is toe geholpe, maar toe ek nou uiteindelik
ja, kom ek stel vir jy so, met die taxi, 20 km verder, ek het geen keuse gehad nie, moes met die taxi gaan, my een paar pond gekos, hoor, was 60 euro, dat is uitgewerk op so 120, 1200, 1200, 1300 rand, jy was so tussenin. In elk geval, en die aand toe het ek gegaan en gaan stap, op Urk, en hier so by 7:30, 8 se kant, het ek klomp jong mense gesien, baie mense wat netjies aangetrek was, met die das, netjies hemp, netjies broek, die dames netjies, toe kom hulle van die kerk af. So die maandagoggend toe ek nou vir my gasheer vra nou, hoe staan die saak, en sê nee, 95% van die Urkers is kerkgangers, so hulle gaan op 'n sondagoggend, sowel as 'n sondag aand, gaan hulle kerk doen, dit soos hulle dit doen. En ja, dit was nou nogal vir my 'n eye-opener. Ek het dit eintlik glad nie verwag nie. So, dit is nou wat Urk en die Bybelbelt aanbetref. Nou toe ek nou ook daar was, Augustus maand was nou natuurlik nou die Pride maand, en orals was die reënboogvlaggies, letterlik van sy ligste kleure tot by die swart streep, alles was daar, en dit het oral gewapper. Kom ons steek net gou die pypie aan. In elk geval, dit was allerhande winkels en allerhande hotelle, en dit het letterlik orals gewapper. En dit gee natuurlik nou 'n aanduiding ook van die Nederlanders se verdraagsaamheid, partykeer seker maar teen hulle wense, om allerhande vreemde inklinasies te aanvaar, maar dit was, ja, die Nederlanders is maar nog baie bekend daarvoor, dat hulle verdra baie dinge, nie dat hulle noodwendig saamstem nie. En ander ding wat ek toe nou ook opgetel het, is dat dorpe en stede is eintlik baie nader aan mekaar. Ek het 'n vriendin by wie ek tuis gegaan het vir 2 weke in Haarlem. En weet jy, ons in Suid-Afrika, ons dink die volgende stad, die volgende dorp, en ons dink aan afstande, groot afstande, wat 'n mens moet aflê. En so sê sy vir my, luister jy, as jy nou kom, dan gaan ons nou konserte bywoon. En die een dag het ek vir haar gesê, hoor, ek het nou uitnodiging gekry na Leiden toe, maar ek wil nou, dis nou seker 'n bietjie te ver, ek wil nou nie Leiden toe gaan en die afstand. Sy sê, nee man, dis naby. Ek sê, hoe ver is Leiden van Haarlem af? Eers 20 minute met die trein. En dis net so kort tussen Haarlem en Amsterdam. En van Amsterdam na Utrecht is dit 'n halfuur met die trein. En mens verloor kop bietjie met, ons dink in terme van ons Suid-Afrikaanse afstande, maar in Nederland is dit baie vinnig. Om die waar te sê, die laaste Saterdag, terwyl ek my laaste dag in Nederland deurgebring het, ek was gou Skotland toe en teruggekom vir 'n dag, en toe nou daarvandaan die Sondagoggend die vliegtuig gevat. Die Saterdag het ek en sy nog in die Saterdag agtermiddag 2 konserte bygewoon, die een in Leiden, die een in Haarlem. Maar dit was fantasties. En dit bring my by die konserte, die kultuurbelewenis in Nederland. Jy weet, in Suid-Afrika, as daar 'n konsert is nou nie heeltemal die tipe konsert wat jy wil bywoon, is nie miskien die kunstenaar of die
tipe musiek wat jy graag wil, jy wil sê nou maar kamermusiek graag bywoon, maar jy dis nou orgel uitvoering of so iets, dan sê jy vir jouself, weet jy wat, hier is nou die konsert, kom ons woon dit maar by, want môre oormôre is dit vat nou weer lank voordat daar 'n konsert kom. En dan gaan woon jy nou maar die konsert by. In Holland is dit daar soveel konserte aan die gang. Jy kan kies hoeveel jy wil bywoon op 'n dag, of watter jy wil bywoon. En jy sit met boekies en dit is gepubliseer, die programme, presies wat gespeel gaan word, die dag, die datum, tyd, die CV's van die kunstenaars, hulle prentjies, hulle kiekies, is al 2 maande voor die tyd al beskikbaar, en dan wanneer die seisoen open vir hierdie konsertreekse wat nou saamhang met die somerseisoen, is alles klaar. Jy kan kyk wat jy wil gaan bywoon. So dit is hoe ek hier in Suid-Afrika al gekyk het, watter konserte wil ek gaan bywoon, afgesien van die wat ek natuurlik nou wou doen tydens die groot musiekorgelfees in Haarlem wat ek bywoon. Maar in elk geval, ek het nou nie, daar is soveel baie dinge wat ek vir u wil vertel van Nederland en my ervaring daarvan. Van die vreemdelinge tog, daar's een baie belangrike dingetjie wat ek vir u wil vertel, en die verswelging wat baie Nederlanders ervaar, en ek sê dit nou met groot respek, verstaan my nie verkeerd nie, ek sê dit met groot respek, maar daar is Nederlanders wat bedreig voel, dat hulle voel, hulle moet terugstaan, sodat die vreemdelinge voorkeur kan kry. En ek het jare gelede, was in 1996, het ek eendag, 95 was ek, het ek by 'n busstasie gestaan, Kersdag. En ek het oorgeslaap by 'n vriendin en haar man, want die bus het nie geloop nie, ons het 'n middernagmis gehad, en hulle het in Amsterdam gebly, en hulle het vir my genooi om by hulle te kom oornag, maar die volgende dag gaan die busse eers weer loop, en die treine. En want ek was orgelis gewees in Weesp, daar by die Laurentiuskerk, my in elk geval. En die volgende oggend het ek natuurlik nou, ek het vir ons Coca-Cola kip gemaak, Coca-Cola hoender, en toe die Kersete nou verby is, wat ek nou versorg het, toe het ek nou verder gegaan na my vriendin Elise toe. Maar toe by die busstop sien ek, toe het iemand in Cokie geskryf, maak alle Turke dood. So, al reeds in 1995 was daar 'n gevoel gewees dat daar te veel vreemdelinge wat nie die kultuur respekteer van die Nederlanders ingekom het in Nederland nie. En ek het ook in 96 was ek by geleentheid op die trein gewees, en ek het in die toilet moes ek na toe gaan, en daar het iemand in Cokie geskryf, Nederland voor het Nederlanders eerste. So, die kontingent vreemdelinge is vir baie Nederlanders te veel. En soos wat die mense vir my destyds gesê het, en ek hoop dit het verander, baie van die mense het na die land toe gekom, omdat in Nederland word mense goed versorg. Daar's goeie mediese dienste. Dus die effektiwiteit van die hele maatskappy wat funksioneer. En dat as jy daarna toe gaan en aansoek doen om asiel, dat jou kanse is om te bly baie goed. Wat natuurlik prysenswaardig is, maar byvoorbeeld wat nou gebeur het met baie van die mense uit die Midde-Ooste en die Arabiese wêreld, Noord-Afrika. Hulle het nie net een vrou nie, hulle het 2, 3, 4 en 5 vrouens, en hulle het aanspraak gemaak op gesinshereniging. So het die man het natuurlik nou kom werk in Nederland, en dan uiteindelik moet die familie herenig word. Dan sê die Nederlandse regering is reg, en dan kom hulle met die hele groot uitgebreide gesin aan. En so as jy nou byvoorbeeld
in Nederland, in die groot stede inbeweeg, dan kry jy sulke enklaves, die Vietnamese enklawe, die Turkse enklawe, die Marokkaanse enklawe, en die mense word nie deel van die Nederlandse kultuur nie, om die waar sê hulle wil nie, want hulle eie godsdienst is dan onder bedreiging. So hulle verkies om te leef soos wat hulle in Marokko bijvoorbeeld geleef het, en neem nie die kultuur aan van die Nederlanders nie, wat mens verstaan, dit is moeilik, en die mense leer ook nie die taal praat nie, so, en hulle, as die mense, wil ek op sê, baie van hulle maak aanspraak op sekere wette, islamitiese wette, wat moet geld in die buurtes waar hulle bly, en dit bots met die Nederlandse manier van dink en doen. En as ek nou dit vir u sê ek nou nie dat alle vreemdelinge nie wil aanpas nie. Daar is 'n oorwegende goedgesindheid van vreemdelinge wat in die Nederlandse kultuur opgeneem word en Nederlands tog aanleer, maar mense is altyd bewus van daardie sekere onwilligheid om die Nederlandse kultuur deel van hulle lewe te maak. En hulle sê ook vir jou, hulle het 'n probleem met die losse sedes wat so maklik aanvaar word. Soos wat hulle dit dan beskryf, die vreemdeling, mense veral uit die moslimlande uit. Maar nou moet ek vir u sê, ek glo mense kan in vrede saamleef. Mense moet net gewillig wees om te weet en te onthou, as jy in 'n vreemde land ingaan, en jy wil daar gaan woon, dan is jy 'n kuiergas. Dan moet jy inval en jy moet daardie land se wette gehoorsaam. En dan sal dit met jou goed gaan. So, in elk geval, in kort is dit nou min of meer baie bolangs dingetjies wat ek gesien het en ervaar het in die afgelope paar jare en ook nou weer aan gedink het terwyl ek in Nederland was. Maar ek wil vir u sê, dit is 'n ongelooflike land. Ek is ongelooflik lief vir Nederland. As iemand van my sê, trek nou Nederland toe, en ek weet ek het so kan oorleef, dan dink ek nie 2 keer nie. Want daar is 'n ryke kultuur, die argitektuur, die tipiese Nederlandse argitektuur, wat jy kan sommer sê, okay, nou weet jy, dis 'n Nederlandse dorpie daai. Dis baie tradisie ryk, en wonderlike klomp konserte en fantastiese musici, wat vir my vir my persoonlik van belang is. So ek sal baie maklik Nederland toe trek en daar gaan bly. En vir Nederlands, graag. Ja, want ons kultuur, die Afrikaner kultuur en die Nederlandse kultuur is tog eintlik so naby mekaar. Ons verstaan mekaar, ons kan mekaar se tale verstaan, al kan ons nie heeltemal mekaar se taal korrek praat nie. Maar ja, so, dit dan wat Nederland dan betref. Nou wil ek net gekyk hoe lank het ek nou al gepraat. Ja, nou moet ek seker 'n bietjie stop. En volgende gesprek sal gaan oor Skotland. Lekker aand, totsiens.